Paulus se brief aan die Romeine. Kyk na die eerste video waar ons verken het wie Paulus was en waarom hy hierdie brief geskryf het, en waar ons die kernidees van hoofstukke 1 tot 4 uiteensit. Dat die hele mensdom hopeloos vasgevang is in sonde en gered moet word. Dat hierdie redding nie gaan gebeur deurdat mense die wette van die Torah probeer gehoorsaam nie. Dis eerder God se regverdige karakter wat gemaak het dat hy die wêreld red deur die dood en opstanding van Jesus, sodat hy 'n geloofgebaseerde multi-etniese familie van Abraham as sy mense kon skep. Nou in die oorblywende 3 bewegings van die brief aan die Romeine, gaan Paulus hierdie idees selfs meer ontwikkel. So onthou Paulus se uiteensetting van regverdiging deur geloof, dat as mense vertrou dat Jesus se dood en opstanding vir hulle was, ontvang hulle 'n nuwe status. Hulle is reg met God, hulle word in 'n nuwe familie geplaas, die verbondsmense van Abraham, en hulle ontvang 'n nuwe toekoms, die hoop van 'n getransformeerde lewe. Nou wil Paulus ons wys hoe hierdie realiteit elke gedeelte van ons bestaan moet hervorm. Want om in hierdie familie te wees, beteken om deel te wees van 'n nuwe mensdom wat God skep deur Jesus en die Gees. So Paulus gaan terug na die eerste menslike karakter van die Bybelse verhaal, Adam. Sy naam beteken mensdom, en Adam, soos al die mense na hom, het sonde en selfsug gekies. En daarom moet almal God se oordeel in die gesig staar, want ons raak slawe onder die invloed van sonde, en dit het die dood tot gevolg. Maar dan kontrasteer Paulus Adam met Jesus, wie hy sê die nuwe Adam is, 'n mens wat in getroue gehoorsaamheid aan God geleef het, soos hy gewys het deur sy dade van opofferende liefde. En so offer Jesus sy lewe as geskenk op aan ander, sodat hulle voor God geregverdig kan word. En so staan Jesus as die hoof van die nuwe mensdom wat deur sy geskenk verander word, wat hom bring by hoofstuk 6. Paulus herinner hierdie Christene in Rome dat om te kies om Jesus te volg, beteken dat hulle ou Adam-tipe menswees moet verlaat en die nuwe Jesus-tipe menswees moet binnegaan. En hulle doop was 'n heilige simbool van daardie oorgang. Hulle ou menswees het saam met Jesus gesterf en hulle nuwe menswees is saam met hom uit die dood opgewek. So wanneer 'n mens op Jesus vertrou, raak jou lewe aan sy lewe verbind. Wat waar is van hom, is nou waar van hulle. Dis wanneer mense hulle identiteit as Jesus-tipe mense aanvaar, dat hulle bevry word om die heelhartige mense te word, wat werklik God en hul naaste kan lief hê. Nou as die skep van hierdie nuwe mensdom altyd God se doel was, vra Paulus in hoofstuk 7, wat was dan die punt daarvan dat God aan Israel die wet, of in Hebreëus die Torah gegee het? Nou kantaantekening, as Paulus hierdie woord wet gebruik, bedoel hy soms die storielyn en boodskap van die eerste 5 boeke van die Bybel. Maar ander kere verwys hy meer spesifiek na die honderde bevele wat deur Moses gegee is en in die Torah gevind word. Die tweede betekenis is waar Paulus hier fokus. Wat was die doel van al daardie bevele? Paulus sê dat die bevele van die Torah goed was. Hulle het God se wil gewys vir hoe Israel moes leef. Maar as jy die storielyn van die Torah lees, het Israel al daardie bevele verontagsaam. Hoe meer wette Israel ontvang het, hoe meer het hulle die sonde van Adam herhaal en gerebelleer. So selfs al het God sy mense spesifieke morele reëls gegee om te gehoorsaam, het dit nie die probleem van die sondige menslike hart herstel nie. En so vreemd genoeg maak hierdie reëls Israel selfs meer sondig. Maar sê Paulus, hierdie vreemdheid is juis die punt. God se doel was om dit kristalhelder te maak, dat dit boosheid is wat die menslike hart gekaap het. En dat die Torah, al was dit goed, niks daarin kon doen nie. Maar Paulus sê in hoofstuk 8, die oplossing het gekom in Jesus en die Gees. En dit is hoe dit werk. Die wette van die Torah het as 'n vergrootglas gedien. Dit het die probleem van die menslike toestand op een plek gefokus, naamlik die mense van Israel. Maar nou het Israel se verteenwoordiger, Jesus die Messias, betaal en afgereken met al daardie sondes deur sy dood en sy opstanding. En nou het Jesus sy Gees vrygestel aan hierdie nuwe familie om hulle harte te verander, sodat hulle werklik die oproep van die Torah se bevele kan vervul om God en hul naaste lief te hê. En daar's meer. God se vernuwing van mense is die eerste stap van sy groter missie om die hele skepping te red en te vernuwe.
en dit 'n plek te maak waar sy liefde die laaste woord spreek. Nou kan julle hier sien hoe hoofstukke 1 tot 8 een lang vloei van gedagte is. Maar dit laat 'n paar ander vrae ontstaan. As hierdie alles God se doel was, wat is dan die huidige status van Paulus se mede-Israeliete wie Jesus nie as die Messias erken nie? Hoe vervul hierdie verhaal God se belofte aan hulle? Wel, Paulus begin in hoofstuk 9 met sy eie wroging oor mede-Israeliete wat nie dink dat Jesus hulle Messias is nie. En dit laat hom nadink oor Israel van die verlede in die Ou Testamentiese verhaal. En hy herinner ons dat om slegs etniese Israeliet te wees, 'n fisiese afstammeling van Abraham, dit nog nooit 'n mens outomaties 'n gelowige lid van die verbondsfamilie gemaak nie. Paulus wys ons dat God nog altyd 'n onderafdeling van Abraham se familie gekies het om die beloftelyn voort te sit. En sy punt is dat die beloftelyn voortgesit word deur diegene wat Jesus volg. Hy herinner ons dat mense binne en buite Abraham se familie al vir 'n lang tyd God se wil verwerp het. Hy herinner ons aan die verhaal van Israel en die goue kalf en Farao se rebellie. Hy wys ons hoe God in staat was om gebeure so aan mekaar te sit dat mense se verwerping van hom eintlik sy reddingsplan laat slaag het. En so plaas Paulus in hoofstuk 10 sy fokus op Israel in die huidige tyd. Die rede waarom baie Israeliete Jesus verwerp, is omdat hulle verbondsverhouding met God baseer op hulle uitvoering van die bevele van die Torah. En so het hulle ongelukkig nie besef wat God deur Jesus gedoen het om 'n nuwe verbondsvolk wat op geloof gebaseer is, te skep nie. En daarom vra Paulus in hoofstuk 11 wat Israel se toekoms is. Het God sy mense afgeskryf? Nee, sê hy. Daar is hope Joodse mense, insluitend homself, wie wel Jesus as hul Messias erken. Maar daar is ook baie wat dit nie doen nie. Maar God was in staat om hulle verwerping vir sy eie doeleindes te gebruik. Dit het veroorsaak dat die evangelie vinniger en verder in die nie-Joodse wêreld versprei het, wat die familie van Abraham selfs groter en meer multi-etnies gemaak het. Paulus beskryf God se verbondsfamilie as 'n groot olyfboom, en die verwerpers van Jesus is afgebreek by wyse van Spreuke. En hierdie nie-Jode is soos wilde takke wat op die familieboom ingeënt is. Paulus sê nogtans sal Jesus eendag deur sy eie mense erken word. Hy bied nie enige besonderhede oor hoe dit gaan gebeur nie. Paulus vertrou eenvoudig God se karakter en belofte dat hy nie sy verbondsmense in die steek sal laat nie. Wat uitloop op die laaste afdeling van die boek, hoofstuk 12 tot 16. Maar onthou die groot prentjie, as gevolg van hulle geloof in Jesus is Jode en nie-Jode nou saam Abraham se familie. Daardie nuwe mensdom wat deur God se gees vernuwe word. En dit is dus hoe God sy oeroue beloftes vervul. Daarom is die enigste reaksie wat sin maak, dat hierdie Joodse en nie-Joodse Christene in een kerk verenig word. In hoofstukke 12 tot 13 wys hy dat hierdie eenheid sal kom vanuit die verbintenis om mekaar lief te hê en te vergewe. Jy sal liefde sien in hoe elkeen sy eie unieke gawes en talente sal gebruik om mekaar in die kerk te dien. En dit sal ook nederigheid en vergewingsgesindheid beteken. As hierdie verskillende etniese groepe en kulture saamkom in Jesus, is konflik onvermydelik. En dit kan slegs oorkom word deur die harde werk van vergifnis en versoening. Dit is hoe hulle die grootste van die Christelike deugde sal wys, liefde, wat die Torah se grootste bevele vervul, naamlik om God lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself. In hoofstuk 14 en 15 fokus hy spesifiek op die sake wat etniese verdeling in die Romeinse kerk skep. Dis twispunte oor die Joodse voedselwette en die Sabbat. En Paulus sê hierdie praktyke definieer nie wie binne of buite Jesus se familie is nie. As mense verskil oor hierdie kulturele belangrike, maar nie essensiële sake, moet hulle leer om mekaar se verskille te respekteer. En dis die manier waarop liefde Jesus se familie sal heel maak en verenig. Paulus sluit die brief af deur eerstens vir Phoebe aan te beveel, wat 'n sleutelleier in die kerk van Kengree is. Sy het die eer gehad om die brief te vervoer en dalk selfs die eerste maal hardop voor te lees aan die Romeinse kerke.
Paulus eindig deur al die mense te groet wat hy 'n lang tyd nie gesien het nie. En dan eindig dit so. Wow! Jy kan nou beter sien hoe al die stukkies van hierdie brief by mekaar inpas en watter meesterstuk dit werklik is. Dis waaroor die brief aan die Romeine gaan.